Here, so stil my God, soos dit nou hier in hierdie gebou raak, Here, so kom ons, Here, en ons begeerte is, Here, om vanoggend voor U te kan kom stil raak, Here. Dat ons die gedruis, my God, van die wêreld daar buite sal vergeet, Here, dat ons dit, Here, miskien net 'n bietjie op hierdie oomblik 'n bietjie pause, Here. Ek bid werklik, Here, dat U sal kom en hierdie oggend, my God, in die holte van die hand sal kom hou, Here. Dat U sal kom, Here, en mense sal kom bedien. Dat ek hier voor, Here, nooit, Here, op 'n punt sal kom wat ek dink ek kan mense bedien, Here. Bediening, Here, het niks met 'n mens te doen, Here. Bediening, my God, is net U, want U weet presies wat elke persoon nou op hierdie oomblik nodig het. So ek bid werklik, Here, dat U Heilige Gees sal kom en deur hierdie gebou, Here, kom beweeg en dat ons net U heilige teenwoordigheid hier sal ervaar, my God. Amen. Here, my God, ons kan net vanoggend verklaar, Here, ons is nietige mense, Here. Nietige mense, Here. En uit onsself uit, Here, is ons tot niks in staat nie. Niks, Here. Niks oulike plannetjies wat ons uitdink, Here, niks oulike idees nie, niks oulike ou programmetjies nie, Here. Niks PowerPoint goedjies nie, Here, niks, Here. Want as dit nie van U afkom nie, Here, dan kom dit uit onsself uit en dit beteken absoluut niks, Here. Want dan, Here, vertrou ons op ons eie krag, Here. Ons vertrou, ek kan dit doen. Ek kan so maak. Ek kan daai doen. En daarom kom ek vanoggend, Here, en ek verklaar ons afhanklikheid, verklaar ek vanoggend aan U, Here. Ons is afhanklik van U, Here. Here, ek bid nou, Here, vir daai jong man wat daar in die moederskamer sit, Here, wat op die oomblik nie baie wel voel nie, Here. So ek bid, Here, wat dit ook al is, Here, waar die vyand wil kom steel van hom, Here, kom bind ons as 'n gemeente vanoggend in die kragtige naam van Jesus Christus, Vader. En ek bid, Here, dat dit waarvoor hy vanoggend gekom het, Here, dat dit presies is wat hy vanoggend sal ontvang, Here. En so bid ek vir elkeen van ons, my Here. Ek bid vir elkeen van ons, Here, wat met watter uitdaging ook al sit, Here. Elkeen van ons, Here, wat dalk 'n vrees het vir die dag van môre, Here. Dalk 'n vrees, Here, sommer net as ek by die kerk se deur al uitstap, Here. Ek bid werklik, Here, Here, dat ons by U voete sal kom sit en sal weet, by U sal ons kom rus vind, Here. So kom werklik, Here, kom my God, kom en kom bedien elkeen van ons, Here, presies, Here, op die plek wat ons elkeen is vanoggend, Here. Dalk, Here, sit ons ook vanoggend by die put, Here, en ons ag onsself nie is waardig om vanoggend hier te kan wees nie, Here. Maar hy sê, kom na my toe, kom na my toe. En ek bid, Here, dat ons daai besef in ons hart sal hê. Ek het nie 'n lysie wat moet afgetik word voordat ek na U toe kom nie. U sê, kom net soos wat jy is. En ek sal vir jou 'n visser van mense maak. En ons elkeen, Here, kan 'n visser van mense wees. Elkeen van ons, Here, want U het ons by die naam geroep. U het ons geken, my God, voordat ons nog in ons moederskoot aan mekaar gewewe was, Here. En wat 'n wonderlike wete, Here. Wat 'n wonderlike wete, Here, dat my klomp geld in my bank of my min geld in my bank, wat ook al, Here, kan dit verander nie, Here. Wat ek kom staan in die kragtige bloed
van Jesus Christus. En dit, Here, is vir elkeen van ons beskikbaar, Here. Amen. Amen. So ek is 'n mannetjie wat baie geneig is om 'n kol op 'n hemp of 'n klerestuk te kry, baie. En my riglyne in die huis af sê, trek 'n hemp uit as jy nou begin kos maak, maar nou is ek mos slim. Ek gaan nou right wees. Ek gaan nou right wees. En so het ek so 'n hemp, en hy was nou al 'n paar keer deur die was, en om die waarheid te sê, ek het hom die vorige aand by 'n geleentheid aangehaat, en sy sê vir my, wat se kol sit hier? En ek kyk, maar eintlik kan ek nou nie die kol sien nie, maar is dit dalk omdat ek in denial is? Of, want hoor jy, hy is nou al gewas, hy word nie gestryk nie, hy hoef nie gestryk te word nie. Maar, nou doen ek maar, wat ek baie al doen. Ek vat die groenkoekie sunlight seep en ek vryf vir hom, en ek gooi hom daar, sit hom daar by die wasgoed neer. So, as ek 'n kol op my klere het, dan doen ek daai. Ek vryf hom in met sunlight seep. Onthou julle die ou mense, hulle wasgoed ingeskrob en so gesit, of dit in die son moes lê of wat ook al. Maar wanneer die wasgoed gewas word en ek kom uit en nou kyk ek en die kol is weg. En pretty much werk dit elke keer vir my. Ek het 'n kol ergens, maar ek wil ook nie leer uit my slimheid nie, want volgende keer kry ek net 'n kol op 'n ander ding. Maar nou vryf ek hom nou maar met die sunlight seep en ek sit hom daar by die was en dan is die kol uit. Maar ongelukkig gaan sunlight seep nie vir my en jou se lewe werk nie. Dit mag dalk vir ons klere werk, maar vir my en jou se lewe wat vol kolle is en littekens en merke wat 'n mens aan jou lyf sien, wat jy soms so kan herinner van, wow, ek het daar 'n paaie geloop. Sunlight seep gaan nie werk vir dit nie. Hoekom nie? Ek en jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Nie 'n koekie sunlight seep nie. Nie 'n koekie sunlight seep. Daai sunlight seep gaan one or other time, dit vat 'n bietjie lank, maar hy gaan opraak, hoor. Hy gaan definitief opraak, en wat maak jy dan? Hoe gaan jy nou die kolle uit jou lewe uitkry? Die bloed van Jesus inteendeel raak nooit op nie. Nooit nie. Ons het gestaan, kyk ek so met 'n oog hier op die TV se skerm, en nou is daar so een van hierdie, I don't know what you call it, net so 'n aapierige ding, wat vreeslik voelig is, maar 'n gelang storie kort, hy het nou something met sy niere, en nou sê die veearts, hulle het nou 2 ander aapies gekry, wat hulle elkeen 'n bietjie bloed van gaan vat, om nou vir hom in te plant. En ek dink, Here, dis net so 'n dingetjie. Wat ek glo 'n paar R1000 kos, maar selfs daai bloed van ander mense gaan nie vir my en jou skoonmaak. Dis wonderlik, in ons lewende moderne lewe, wat ons bloed kry van ander mense, sou dit nodig wees, maar dit gaan nie die vlekke hier van jou gees, liggaam, siel en gees, dit gaan dit nie skoon was nie. Ek en jy moes skoon gewas word deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Besef jy wat dit beteken vir jou? Besef jy? Jy sit vanoggend dalk hier, en ek eindig by hierdie ene, en jy het 'n klomp kolle van die verlede. 'n Klomp. En die sunlight seep het jy al gevryf, en jou pa het jou al vrot uitgeskel, en jou pa het jou al dalk met die vuis gekonnek, en jou pa het al vir gesê, ek is klaar met jou, jy is nie meer my kind nie, ek wil niks met jou te doen hê nie, nou sê op jou eie. But he always come back. Jou pa kom altyd mos terug. So God gaan jou nie los nie. Hy gaan jou nie los nie.
Maar hy het nie 'n koekie sunlight seep in sy hand nie. Hy gaan jou vryf met die bloed van Jesus Christus. Want hy's opgewonde om jou saam met hom in die hemel te hê. En ek en jy gaan net in die hemel kan kom deur die bloed van Jesus Christus. Nie beroksheid nie, hoe daai ou die ander aand gesê, ek sou moet 2 keer geberoksheid word en ek weet nie wat nog gedoen word nie. So de mekaar is dit hier binne. En is dit nie meeste van ons se gedagte nie? Ja, nee, ek is te sleg. Die duiwel laat jou so glo jy's so sleg. Jy wil nie eens kerk toe kom op 'n Sondagoggend nie. Jy voel pretty much skaam om te bid. Dis wat die duiwel met my en jou kom doen. Hy kla vir jou konstant aan. Jy's sleg. Jy sal dit nie maak nie. Jy sal dit doodgaan. Jy's arm, jy sal arm doodgaan. Jy's wat ook al. En later hoe meer die duiwel dit vir jou sê en hoe meer mense rondom dit nou al ook vir jou kom sê, hoe meer begin jy dit glo. En hoe meer vat jy jouself uit die equation uit. Hoe meer vat jy jouself weg van die verlossende krag van die bloed van Jesus Christus. Want ons leen ons ore uit vir die duiwel. Ons is baie maklik leen ons oë uit vir die duiwel. So, terug te kom na gister, vra ek mos nou gewoonlik, maar wat is die dresscode? Oopknop hemp, ons is casual mense en nie hierdie nie, maar pretty much so gaan ek nou na die okasie toe. Surprise, surprise man. Almal het dasse en pakkies klere aan. En ek dink, Here, en ek stuur my vrou 'n WhatsApp, want sy was daar in die kar gewag, asof sy nou iets kan doen, want daai plek is pretty much so 45 kilos van my se huis af. Maar ek gaan daar agter 'n muur en ek steek daarom ten minste my hemp in. Laat dit nou nie heeltemal so casual lyk nie. Hoekom sê ek dit vir jou? Dit het my verskriklik gepla. Verskriklik. En ek het so om my gekyk, jy staan soos 'n seer oog uit, man. Jy staan soos 'n seer oog uit. Maar kan jy glo, nie een mens het iets gesê nie. Niks. Ons hang self-tags aan onsself. Wat ons verwys na gister. Ons verwys na 10 en 20 en 30 en hoeveel jare terug. En ons ry gister huis toe en op 'n stadium dink ek aan iets en ek weet ek moet nie aan dit dink ek maak so. En my vrou vra my en nou ek sê nee sommer. Sy sê nee, waaraan dink jy? Waaraan dink jy? Ek sê vir haar ek dink aan iets wat ek nie moet aan dink nie. Asseblief, glo in jouself. Glo in wie God jou geskaap het na sy beeld en sy gelykenis. Lang, kort, breed, hoewe ook al. Ek het nou daar agter gestaan, nou dink ek. Die bruidegom het gister dieselfde haarstyl as ek, al is hy baie jare jonger as ek. Ons meet mense aan dit wat ons met ons oog sien. Ek het 'n baie lelike gewoonte, ek kyk, moenie jou voete wegsteek nie, maar ek kyk na mense se skoene. En dan sê dit vir my so pretty much who they are. God kyk nooit so krities na jou nie, nooit nie. Inteendeel, hy staan en wag, hy kom nou, kom nou. Kom, neem net die besluit en kom. Neem net die besluit en kom. Jy het die toegang tot die ewige lewe deur die bloed van Jesus Christus. Nie wat ander mense vir jou sê nie. Ander mense kan vir jou die waarheid sê, wonderlik. Daar's baie mense wat baie meer weet van die Bybel as ek. Prys die Here. Prys die Here. God werk op hierdie enetjie of met hierdie enetjie soos God met hierdie enetjie wil werk. As hy met jou op 'n dalk 'n meer ingewikkelde manier wil werk, bless your soul.
Hy weet met hierdie ene moet hy maar mooi eenvoudige taaltjies praat. Hy moet dit maar baie mooi verduidelik. Hy moet ook partykeers op sy knieë afgaan en vir hierdie enetjie in sy oë sien sodat hierdie enetjie kan verstaan. Hou op bedreig voel as iemand so kom en Levitikus daai sê so en wonderlik, hoorie, jy regtig as jy nie weet nie, jy kry mense wat vir jou die Bybel van Genesis tot Openbaring kan opsê en dan dink ek, prys die Here, ek ken sulke mense. Prys die Here, ek ken sulke mense. Ons was op 'n toer daar in Israel en die ou wat die bus hier ry, wat nou pretty much 'n toerleier is, man as hy kom kry, dan sing hy sommer hoofstukke uit die Bybel. And I was amazed. I was amazed. Het dit maklik gekom? Ek glo nie. Ek glo nie. Dit was 'n lang, intensiewe, opregte, noue pad met die lewende God om daar te kon gekom het. En baie keer dan sit ek in my kantoor en ag, dan hoor jy nou maar hoe mense die Here ervaar het en wonderlike goed het met hulle gebeur het. En dan dink ek net, ag. Maar dit is op die mees onverwagte oomblik, dan kom God en hy kom bedien vir jou. As jy nog dink, laat ek net hierdie Bybel nou oopmaak, en ek het die ander oggend so gesit en nou, ek moet 'n hoofstuk of 2 deurlees, en nou begin ek nog al 'n bietjie wonder, en ek kyk ook na die Engelse vertaling, en ek kyk na hierdie weergawe, en ek kyk na daai weergawe, en Google is aan, en die Here kom bedien vir my op die mees eenvoudigste manier, sodat ek dit kan verstaan. Sodat hierdie enetjie dit kan verstaan. En God weet presies op watter plek jy is. Hy weet presies waar jy is. Iets wat ek jou werklik wil vra, jy het toegang tot die ewige lewe deur die bloed van Jesus Christus wat aan 'n houtkruis vasgespijker was. Wow man, dink 'n bietjie. Dink 'n bietjie. Het jy al jou vinger raak gekap as jy 'n spyker? Ek doen dit baie want ag, shame, ek is so onbeholpe. Ons was eendag op 'n uitreik daar en nou het ek ook die hamer in my hand. Ek kan dit nie presies onthou nie. Ek weet nie of jy ou vir my gesê het jy moet die hamer voor vashou, dan slaan jy beter, of jy moet hom agter. I don't know. Want blou duime, naals, maar die spyker kom eventually, al buig 'n paar van hulle, maar hulle kom eintlik eventually daaraan. Maar so seën God ons ook elkeen met ons unieke gawes. So seën ek het by 'n plek gewerk, verskriklik tegnies, en dan verduidelik mense nou vir my dit, en ag, wel, jy's nou net 'n dit, en jy's 'n dat, en dan noem ek so 'n paar SARS-vorms se nommers. Ek sê, kan jy dit voltooi? Wat's dit? God kom seën ons elkeen met jou eie talent, wat hy aan jou wil toekom vertrou. Maar jy moet ook nou nie daai ou talentjie van jou onder 'n maatemmer gaan insit nie, hoor. Jy moet hom gebruik. Jy moet hom, nee, ek kan nie bid nie. O nee, ek kan nie daarvoor kom sing nie. Nee, ek kan nie iets met 'n mikrofoon sê nie. Nee, my stem klink so en dit en dit en dit en dit. Ons oordeel konstant onsself. Ons oordeel konstant onsself wat ons meet ons aan ander mense. Ons meet onsself aan ander mense se ervarings met God, dit wat hulle met hulle mond vertel, en dis wonderlik, ons moet getuig van die goedheid van God. Ons moet. Maar hy was aan 'n houtkruis vasgekap. En iets wat ons as Christene baie gou vergeet, is hoe duur daai prys was wat vir ons betaal is. God het sy enigste seun opgegee. Sy enigste seun. Hier sit vanoggend mense wat 'n paar seuns het, hier sit vanoggend mense wat een seun het. Is jy bereid om een van jou seuns of jou enigste seun nou te laat dood vir ons almal? I don't think so. Want ons is baie in touch met ons emosies, en dit moet so wees.
As ek die Here se teenwoordigheid ervaar, dan gaan die krane oop. Voel ek skuldig oor? Glad nie hoor. Glad nie. Regtig. Dis hoe God met hierdie ene werk. Met jou, as hy jou met 'n ander manier werk, as jy omval, as jy wat ook al. Kom ons gee asseblief mekaar die ruimte dat God met ons kan werk soos hy met jou wil werk. Dat ons ophou so dink aan die een voor en agter en langs en so aan. Right. Om rein en skoon en geregverdig voor God te kan staan. Wat moet ons doen? Ek gaan so 'n paar goedjies hier noem. Het jy al iets klein van iemand gevat? Moet asseblief nie vir my antwoord nie. Moet asseblief nie vir my antwoord nie. En dit kan iets baie klein wees. Miskien iets wat jy as kind baie begeer het en jy het geweet, my ouers gaan nie dit vir my kan bekostig. Hulle gaan nie bekostig om dit vir my te kan koop nie. Hulle sal nie. Want ons hang so tags aan. En ons kinders gaan so onder druk. Man, toe daai sign op die klere uitkom, ek het nie geweet nie, ek gaan ook nou om te koop en hierdie ou seentjie van my te impress, hy sê vir my, dis fake. Die sign is na die verkeerde kant toe. Ek het nie 'n klou nie. Ek het nie 'n klou nie. Maar jy weet dat jou ouers dit nie kan bekostig nie en jy vat hierdie uitveer by die skool. Liniaal is 'n bietjie groot, so kom ons maak dit 'n uitveer, né? Jy vat die uitveer in jou sak of in jou tassie en jy gaan huis toe. Of jy sit by die werk. My kind kort 'n uitveer, my kind kort 'n liniaal en my kind kort 'n potlood en 'n pen. Ag, dis 'n groot maatskappy, hulle sal dit nie mis nie. Hulle sal dit nie mis nie. Jy het miskien in 'n oomblik van swakheid gestruikel en daai dingetjie gevat. Want jy sê vir jouself, ag, dis jy dink miskien nie eers daaroor nie. Maar in die oë van God is jy 'n dief. In die oë van God is jy 'n dief. Hoe sê dit is? Jy's 'n dief. Dink jy dat jy hemel toe sal gaan as jy 'n dief is? Het jy al ooit in jou lewe 'n leuen vertel? En dan vra jy seker vir my, ag, wie het nog nie? So, ek was in die week ook in 'n situasie, baie ongemaklik, vieslik my kom aankla, en ek sê, nee, ek het nie, en ek sit die middag by die huis, en ek dink so bietjie, en ek dink, maar, jy het hoor, jy het, en ek kan nie vinnig genoeg, hoorie, ek dink ek het dit gedoen. Ek dink ek het dit gedoen. Maar nou moet ek ook sê, voor ek hier so narstigtiglik na hierdie dingetjie gegryp het, het ek ook gebid, Here, gee my asseblief net 'n geleentheid om hierdie ding reg te stel, Here, dat ek nou nie geketasa word as ek iets gaan sê nie. En. Vra maar 'n bietjie die Heilige Gees om jou te kom wys. Vra maar 'n bietjie die Heilige Gees, kom herinner my, wat het ek alles vandag verkeerd gedoen, wat ek nog nie bely het nie. Kom herinner my 'n bietjie, wat het ek alles verkeerd gedoen. Weet jy dat ek op daai oomblik, voordat ek dit bely het, in die oë van God is ek eintlik vals. Nie eintlik nie, ek is vals. As jy daai klein wit leentjie, as daai vrou mos vir ons menere so in die oë kyk en sy sê, jy praat nie heeltemal die waarheid nie, hoor. Ek ken vir jou. Jy praat nou nie heeltemal die waarheid nie. En soms sê jy ook vir haar, jy praat nie nou heeltemal die waarheid nie. En dan sal sy vir jou sê, hoe kan jy my gedagtes lees? Val maar in jou skuld. Man up. Man a bietjie up. En bely jou sondes. Hoe erg is dit nou? Dis die verskil tussen, dis bely of die hel. As jy bely het die ewige lewe, as jy hou by die leuen, dan staan jy 'n groot kans om by die breë hek in te gaan.
Ek weet nie hoe die breë ek is nie, I can imagine dis baie lekker hoor. Ek dink dis baie warm daar. Het jy al ooit na 'n ander man of vrou gekyk en laasgenoemde se liggaam bewonder? Ek gaan weer dit vra. Het jy al ooit na 'n ander man of vrou gekyk en laasgenoemde se liggaam bewonder? Jy hoef nie so stil te raak hoor. Jy hoef glad is soos gesels 'n bietjie saam met my. Gesels 'n bietjie saam met my. Want net te voel ek so hou my nou. Het jy dalk al in 'n struik getrap in 'n winkelsentrum en jy dink, "Jo, daai is nogal 'n mooi vrou." Of, "Jo, daai man is goed gebou." Weet jy dat jy in die oë van God 'n egbreker is as jy dit gedoen het? Jy's 'n egbreker. Ons is egbrekers. Het jy ooit iemand se motor of huis gekyk en gewens dit is joune? Weet jy dat om te begeer een van die 10 sondes is waarteen ons gewaarsku word in die 10 gebooie? Ons word gewaarsku teen dit. Al 4 wat ek nou genoem het, dis 4 van die 10 gebooie wat ek nou genoem het. En hierdie is die dinge wat ek en jy elke dag doen. Hier 'n wit lintjie, daar iemand dophou, daai kar begeer, daar goue ietsie vat. Ek het 'n stoel gekoop die ander dag. Nou sê hulle vir my, teen die agtergrond wat ek nou net vir julle gesê het van die spyker, moet ons dit assemble? Ek sê asseblief. Assemble dit, nou sê hulle vir my, dit gaan nou, ek dink R50 meer kos. Ek dink, ag wel, dit is nou wat dit is. Ek gaan nie probeer nie, want as ek probeer bly daar gewoonlik 'n paar skroewe oor, wat ek nie weet waar dit moet in nie. So nou kom ek voor by die toonbank, nou moet ek betaal en die vrou lei die stoel se prys op. En ek sê vir haar, ek moet betaal vir assembling. Sy sê vir my, nou kyk sy so asof sy nou nie weet nie. En ek dink by myself, ek kan nou eintlik stil bly. Nou staan jy ry mense, nee, en ek weet mos hoe voel ek van wag. Maar ek insisteer, ek sê asseblief kry nou maar net iemand dat ek hierdie, okay, ek het dit toe betaal en ek het uitgeloop. Was jy al by 'n kassier gewees en sy het vir jou dalk R100 te veel gegee en jy kom buite en jy sê, prys die Here, hy het my geseën. Jy het gesteel. Jy het gesteel, sorry man. Jy het gesteel. Want vanaand moet sy daai geld inbetaal. Sy moet dit inbetaal. Om te steel, om leuns te vertel, om te bewonder die teenoorgestelde geslag en te begeer, dit is sonde. Dis 4 van die 10 gebooie wat God gegee het vir Moses, vir die volk. En dis die 10 gebooie tot nie. Nee. Ons moet maar net 'n bietjie self-check doen op 'n stadium. Ons moet 'n bietjie maar kyk. En ons dink mos, ja, al hierdie dinge, maar God is 'n God van genade, wonderlik. En ek kom elke Sondag kerk toe en ek lees my Bybel en ek bid en ek gaan hemel toe. Nee. Ek en jy moet erken, ek is 'n sondaar, Here. Vergewe my sonde, Here. Ek aanvaar Jesus Christus as my verlosser en my saligmaker. En dan staan ek en jy 'n kans om die hemel te haal. En jy moet glo. Jy moet glo. Sny jou los van dit wat verby is. Kap dit af. En as ander mense jou wil kom herinner, dan sê jy, hoorie, ek het dit daar by die voet van die kruis gesit, hoe die Here dit hanteer. Ek weet nie, want ek kon dit vir jare nooit alleen hanteer het nie. Maar dit is nou God se probleem. Dis nie meer my probleem nie. Dit is nie meer my probleem nie. Johannes 10 vers 11, die 53 vertaling, Gerard. Sorry, ek het nie die skrif vir hom gegee net, so ek kan 'n oomblik neem.
Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Jesus het sy lewe vir my en jou kom aflê. Ek is die goeie herder, sê Jesus. Ek is die goeie herder. Nie daai enetjie gaan namens my nou die pans vat nie, of daai ene, of my vrou, of my man. Nee, Jesus het gesê, hy is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En Jesus het dit vir my en jou gedoen. Hy het die prys ten volle kom betaal. En deur sy bloed het daar vir ons vergifnis gekom. Niks anders te nie, niks nie. Nie in 'n hokkie gaan sit, forgive me Father for I have sinned, en hoeveel geldjie moet ek gee nie. Nee. Nee. In die Ou Testament het hulle diere geoffer. In die Nuwe Testament is Jesus Christus vir my en jou geoffer. En sy bloed het gekom om vir my en jou skoon te was. Sy bloed het toe ander mense gesê, man, jy het baie meer as beroksheid nodig voor jy dalk vreet die beroksheid jou op, so vieslik is jy. Sy bloed het gekom en vir jou kom skoon was, gereinig, afgesny van mense se tonge, afgesny van mense se kinderstories, afgesny van mense se preconceived ideas hoe jy nou eintlik moet wees. Jy moet wees wie God jou gemaak het om te wees en basta nou verder met dit. Hou op perform oor die prentjie wat ander mense hier aan 'n taggie hang. Jy's nou die en so, jy moet so en so en so ten minste wees, hoor. Ja, daar is riglyne in die Bybel vir diakens en leiers en alles. Daar is. Wie's ek om na jou toe te kom en sê, hoor jy gaan hel toe? Wie matig my aan om te oordeel? Want die woord sê, die oordeel kom God toe, nie 'n mens nie. Hou op jou so steur aan die tong van ander mense. En ek het dit verlede Sondag gesê en ek gaan dit nou weer sê. Ons kan maar lekker praat van mekaar. Dit vat 3 maande, dit vat dalk 'n jaar, maar met 'n omdraai kom dit tog maar oorspronklik by die persoon uit wie dit eintlik raak. Ek het vir my kinders altyd gesê, hoorie, as jy aangejaag het, kom na my toe, dalk gaan ek hoa, maar ons hanteer dit. Wat kan ons doen sodat dit nie weer gebeur nie? Maar as dit 6 maande later kom met 'n kinderstorie by my, dan is ek 'n paar refs nogal hoor. Ek is nogal 'n paar refs hoor. En hulle het dit geweet, en dit is hoe ons dit hanteer het. Was hulle bang om dit vir my te kom sê? Ek dink so. Die ma was die een wat hulle buk het oor die bed, en paar houe, die pa was die een, hierdie ene. En die enetjie wat, hier sit nou gelukkig 2 van hulle, vanoggend in die kerk, die enetjie wat ook nou hier onder andere sit, het altyd my gesê, papa, slaan my net asseblief, want hierdie praatry van jou dryf my tot trane. Raak ek en jy nie ook voor God in trane nie? Soos ons bely en ons bely en ek was vandag 1 uur wakker en ek begin te bid en ek dink, Here, wat het geword van hierdie mensdom? Wat het geword van die mensdom dat ons dink ons kan ander mense vorme maak soos dit vir my pas? My vrou moet haar dalk gedra en sy moet so aantrek because it let me feel good about myself. Wie is sy in God se oë? Wie is daai persoon wat jy so wil kom vorme maak? Wie is hy of sy in God se oë? Perfek geskape na sy beeld en sy gelykenis. No strings attached. Wat het God vir hom gesê? Bely jou sonde, aanvaar Jesus Christus as jou saligmaker en verlosser en jy sal die ewige lewe beerwe. Praat ek verkeerd vanoggend of praat ek reg? Dankie, suster. Dankie. Asseblief, ons lewe in 'n so gekompliseerde wêreld en dis druk van die kant en dis druk van daai kant en jy voel later, I'm never gonna make it. Nooit nie. Ek sal sien hoe hulle weggeraap word.
Ek gaan probeer laakskinne gryp, natuurlik gaan ek. Dis hoe jy voel oor ander mense se gedagtes oor jou. Dis hoe jy self begin kyk na jouself. I'm good for nothing. Ek beteken niks nie. Ek is nou so, ek sal nou so doodgaan. Hy het eendag vir my gesê, hoor jy, my pa was nou so ag, ek is ook nou so. Jy hoef nie. Jy kan ingeënt word in die ware wingerdstok, sou jy so kies. Jesus Christus se DNA is in jou. No corruption, niks nie 'n bietjie van die ouetjie en die bietjie van daai ouetjie en nou sê jy alright en nou gaan jy hemel toe nie. Die bloed van Jesus is in jou. Oor jou, om jou. Aanvaar dit asseblief. The blood of Jesus. No other blood, the blood of Jesus. Dis 'n geskenk wat God vir ons gee. Dis 'n geskenk. Gestel dit was nou sê maar 24 karaat goud. Ek dink dit sal iets werd wees. En ek kom en ek sê, daar's jou geskenk. Ek ken nou vir haar, sy gaan heel waarskynlik nou sê, o nee. Nee. Is ons so, God kom en sê, hier's 'n geskenk vir jou man, dis verniet. Nee Here, ek is nou nie goed genoeg. Ek moet nog ophou met dit, ek moet ophou met dit, ek moet ophou met dit, ek moet ophou met dit, en die lys is so lank, ek kan nie alles opnoem nie. Vir nou eers, Here, kan ek nou nie die besluit neem nie. Maak 'n besluit en kom net soos jy is. Met jou krake, met jou gebreke, met jou verkeerdheid, met alles wat almal van jou sê, is soos 'n boom in die herfs. Het jy al gesien, vandag het hy nou 'n klomp blare, môreoggend is hy's leeg. Nee man, nee. Hy val so blaartjie vir blaartjie af. En dis presies wat God met my en jou doen. Hy vat weg soos jy gereed is om weggevat te word. Kan God jou daadwerklik nou hier kom in 'n 180 degrees draai maak? Hy kan. Want hy is tot alles in staat. En jy is tot alles in staat deur die krag van Jesus Christus. Die krag wat Jesus uit die graf uit opgewek het, is in jou. Nie net in 'n ouetjie wat jy voor staan met 'n mic nie. Nee. Vat dit vir jou. Hou op dat mense se monde jou weghou van jou erfdeel af. Vat dit want it belongs to you. Jesus het gekom en hy het daai pad geloop, hy's vernietig en sy rug is uitmekaar, het geskeur en hy's op gespoeg en hy's geskop en hy het 'n kruis gedra en hy's vasgespijker. Alles. Because God loves you. Because God loves you. Nie die mens nie man, nie die mens nie. God loves you. En daarom het hy Jesus gestuur, sodat jy by hom in die hemel kan wees. Because on my own, ek sal dit gemaak het. Nee. En dit het God geweet. Dit het God geweet. 1 Korintiërs 6 vers 20. Net die eerste gedeelte. 1 Korintiërs 6 vers 20. Want julle is duur gekoop. Julle is duur gekoop. Hoor weer wat ek vir sê. Jy's nie 'n buy one get one free nie. Jy's nie halfprys afgemerk nie. Nee, jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Jy is baie duur gekoop. Al het daai ou ring nou gister in die gras gebly, dan is daai vrou en daai man steeds duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Ons kan geen weelde van hierdie aarde aan ons kom hang om vrygekoop te wees nie. Nee, ek moet op my knieë gaan, ek moet bely, Here, wees my sondaar genadig. God, wees my sondaar genadig.
Nie jy kom sê namens my nie of ek kom sê namens my kinders nie. Jy gaan dit self doen. Jy gaan op jou knieë en jy sê, Here, wees my sondaar genadig. Wees my genadig. Lukas 18 vers 13 sê so. Verstaan jy wat die Here vir ons kom doen het? Daar is vergifnis vir diewe, leenaars, egbrekers, die wat begeer. In kort, daar is vergifnis vir almal en dit is verniet vir ons almal beskikbaar. Asseblief, please, elke Sondag in die kerk, as jy 'n tydjie het in die oggend, dalk 'n versie of 3 lees of 10 of 20 en 'n paar woorde gebed, gaan jou nie in die hemel bring nie. En hoeveel geld jy ook al in die mandjie nog gaan gooi en wat alles, wat 'n goeie werk jy doen, nothing, niks. 'n dood-eenvoudige stap van gehoorsaam. God, wees my sondaar genadig. Ek bely, Here, ek bely, ek vergewe, Here. Baie moeilike ene om te doen. As jy jou pad gekruis het en nou het jy al 'n paar keer jou pad gekruis, wees genadig en vergewe. Hoeveel keer het God al vir my vergewe? Ontelbaar. 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 Kom op jou knieë, dit is so maklik. Kom op jou knieë en bely jy's 'n sondaar en aanvaar die bloed van Jesus Christus. En jy's vrygekoop, jy's baie duur vrygekoop. Openbaring 3 vers 20 sê. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Jesus sal nooit ophou klop aan jou deur nie. Nooit nie. Maar dis jou verantwoordelikheid om van binne af die deur oop te maak sodat hy kan inkom en met jou kan kom maaltyd hou en jy met hom. Maar intussen as jy so al die plekke in die wêreld in beweeg en al die hole in gaan inkruip, hy bly klop aan jou deur. Hy bly klop aan jou deur. Ek kan nie vanoggend vir jou genoeg sê nie. Die keuse is by jou. Die keuse is by jou. As jy vanoggend hier sit en ek gaan jou nie op die spot sit nie. Ek gaan dit nie doen nie. Ek wil iets by jou laat. As jy vanoggend hier sit en jy voel onseker, gaan ek die ewige lewe beerwe, dan het jy het nou 'n kans. Jy kan nou 'n besluit neem. Here, wees hierdie sondaar genadig. Ek bely, Here. Ek bely. Ek is vol sonde, maar met die bloed van Jesus Christus kan ek skoon gewas word. Ek kan skoon gewas word. Ek kan. Psalm 51 vers 12 in die 83 vertaling. Sê Dawid, skep in my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Is dit jou begeerte vanoggend? Wil jy uitroep, Here, God skep in my 'n rein hart. Nie in die een langs my nie, nie in my kinders nie, nie in my vrou nie. Skep in my 'n rein hart, o God. Is dit vanoggend jou begeerte? Is dit werklik jou begeerte? Of gaan jy dalk wag tot volgende Sondag, dan gaan ons weer 'n paar liedjies sing en die ou gaan daarvoor bietjie praat en bid en ons gaan 'n geldjie opneem en ons gaan koffie drink en ons gaan huis toe tot die volgende Sondag. Is dit die ritueel wat ons lewens geraak het? Come on, die tyd loop uit op elkeen van ons, nie op sekere mense nie, die tyd loop uit op almal van ons. En is die laaste dae op pad? Sorry man, ek dink die laaste dae is pretty much hier met ons. Die laaste dae is pretty much hier met ons. Skep in my
'n rein hart, o God. Vernuwe my gees. Maak my standvastig. Kan ek na jou toe hardloop en sê, hoorie, jy moet nou 'n rein hart kry. Jy moet 'n rein hart kry. Jy moet 'n rein hart kry. Maar my hart is nie rein nie. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dit doen nie. As jy mense wil bedien, as jy vir mense wil bid, begin my by jouself, hoor. Begin my by jouself. Onthou maar vanoggend hoe jy met daai vrou of hy man daar by die huis gepraat het. Onthou maar hoe die ref so getik tik 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 het. Nou wil ek my hande op iemand kom lê in die kerk om te bid. Ek kan nie. Ek gaan 'n oordeel oor myself bring. Ons lewe in 'n lewe waar dit so maklik is. Hier gou 'n liggie, daar gou oor 'n stopstraat, daar by die middelvinger vir 'n taxi. Ag, is alright. Ons almal doen dit. Ons is fine. Want Sondag is ek in die kerk. I'm going to heaven. Surprise, surprise. Ons is sondaars. So ontvang en gebore, ons is sondaars. Amen. Dankie Here my God vir genade, Here. Genade, Here, is so onbeskryflik groot, Here. En ons sit dalk vanoggend, Here, met hierdie doring in ons vlees, Here. En U het vir Paulus gesê, my God, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. Niks moet dit, moenie dit nie. My genade is vir jou genoeg. My genade is elke dag nuut vir jou. Because I called you by your name. I called you by your name. I called you by your name. My genade is vir jou genoeg. Here, my gebed is, Here, elkeen my God wat vanoggend hier sit, Here, en ek het 'n vlek, Here, hier op my hart, Here, dat ons nie sal gryp, Here, na 'n koekie sunlight siop nie, Here. Dat ons sal kom na die lewende, almagtige God, Here, die heerser van die heelal, Here. Die heerser van die heelal, Here. Nou quick fix, Here, en môre 'n klomp bekommernis nie, dat ons sal kom na die heerser van die heelal. Die koning bo alle konings. En daai koning bo alle konings het my lief, want hy het my kom vrykoop. Hy het my kom vrykoop met die bloed van Jesus Christus. Here, ek wil vanoggend kom dankie sê, Here, vir Henk, Here. Dankie, Here, dat Henk vanoggend hier sit, Here. Afgeval in die week, Here, van 'n container, Here, in die hospitaal, maar hier sit Henk vanoggend, Here, in die samekoms van die gelowiges. Because you, my God, you are a good God. Is nie 'n mens, Here, dat U 'n leuen sal vertel nie, Here. U is, U was, U sal tot in alle ewigheid wees, Here. U is steeds, Here, wie U sê U is, die groot ek is. Niemand anders dan nie. Niemand anders nie. Ek is, ek is, ek is. Here, en van die Israeliete af, Here, tot ons vandag, Here, kan U so maklik op ons opgee, Here. Maar U het ons onvoorwaardelik, het U ons lief. U het ons onvoorwaardelik lief. En dat die leuen, Here, wat in mense se koppe is van
I'm not good enough. Ek is nie waardig om 'n kind van God te wees nie. Ek kom sny dit nou af in die naam van Jesus Christus, Here. En ek verklaar, Here, daar's krag in die bloed van Jesus Christus vir een en elkeen van ons, Here. Daar's krag in die bloed van Jesus Christus. Amen.